Goeiemôre gemeente. Dis heerlik om hier saam met julle te wees. Ek het gedink die wegraping het hierdie naweek plaasgevind Betty's Baai toe en dat ek alleen sal wees met die paar wat die instrumente moet hanteer wat hier moes gewees het in die orgel is. Maar julle het my verstom en baie dankie dat julle hier is. En ons glo dat die Here vandag 'n afspraak met ons het om 'n woord op ons harte kom druk. Nou, as 'n mens mekaar groet, dan sê ons gewoonlik, hoe gaan dit met jou? En nou hoor 'n mens baie snaakse dinge, dit gaan goed, of daarom nie te sleg nie. Hoe gaan dit met jou? As jy nou vanmôre daar in jou spieël gekyk het, het jy ook na jouself gekyk. Daar was nie een wat nie vanmôre voor 'n spieël gestaan het nie, want dames weet, hulle moet daar wees, hulle moet ingekleer wees, hulle moet die hare moet reg wees, die manne moet hulle skeer. En dan kyk 'n mens, en wat sien jy? Wat onthou jy van wat jy gesien het? Ons tema vanmôre is, hoe kyk jy na jouself? Mag die Here dan ook deur die Gees van God vir ons vanmôre die insig gee. Presies wie is ek? En as ons dan vir mekaar vra, hoe gaan dit met jou? Dan kom die psalmdigter met 'n pragtige antwoord. Hy sê in Psalm 32 van vers 1 af, dit gaan goed met die mens, wie se oortredinge nie gestraf word nie, wie se sonde vergewe is. Dit gaan goed met die mens vir wie die Here die oortredinge nie toereken nie, en in wie se gees daar geen valsheid is nie. As jy vanmôre sê, dit gaan goed met jou, is my gebed, dat jy hierdie teks se inhoud ontdek het, dat jy vergifnis by die Here gevind het, dat jy in 'n nuwe verhouding met hom te staan gekom het. En daarom is ons ook vanmôre hier om aan hierdie verhouding met ons Vader in die hemel, deur Jesus Christus ons Here en die Heilige Gees opnuut te werk. Gemeente, daarom groet ek vir u in die naam van die Vader, wat u baie lief het. Die Seun Jesus Christus wat sy lewe gegee het aan 'n kruishout. En die Heilige Gees wat gekom het om by ons te bly en ons te oortuig van al die wonderlike dinge wat die Here vir ons in gedagte het. Die Here seën julle. Amen. Vriende, ons tema vanmôre, hoe sien jy jouself? Ken jy jouself? Kom ons lees uit Lukas 18 vanaf die 9de vers in. Ek het vir Rian die preek deurgestuur en hy het so pragtig hierdie beeld van die spieël hier opgesit. Ek verstom my elke keer as ek 'n preek vir hom gestuur het en hy die PowerPoint gemaak wat so treffend is. Baie dankie Rian ook. Maar kom ons hoor wat sê die Here se woord hier. Jesus is aan die woord. Met die oog op mense wat seker was dat hulle eie saak met God reg is en wat op ander neergesien het, het hy hierdie gelykenis vertel. Ons kan agterkom, hier is iets groot fouts gewees. En daarom moes Jesus praat. Wat sê hy? Hy vertel vir hulle hierdie verhaal. Hy sê 2 mense het na die tempel toe gegaan om te bid. Die een was 'n fariseër en die ander 'n tollenaar. Die fariseër het gaan staan en by homself so gebid. O God, ek dank u dat ek nie soos die ander mense is nie. Diewe, bedrieërs, egbrekers, en ook nie soos hierdie tollenaar nie. Ek vas 2 keer in 'n week, en ek gee 'n tiende van my hele inkomste. Maar die tollenaar het daar ver bly staan, en wou self nie na die hemel opkyk nie. Hy het bedroef op sy bors geslaan en gesê, O God, wees my sondaar genadig.
En dan sê Jesus, ek sê vir julle, hierdie man, en nie die ander een nie, het huis toe gegaan as iemand wie se saak met God reg is. Elkeen wat hoogmoedig is, sal verneder word. En hy wat nederig is, sal verhoog word. En dan lees ek net uit Johannes 16, net 2 verse ook vir ons daar. Toe sê, tog sê ek vir julle die waarheid. Dit is tot julle voordeel dat ek weggaan. Dis nou Jesus kort voordat hy hemel toe gevaar het. Want as ek nie weggaan nie, sal die voorspraak, die Heilige Gees nie na julle toe kom nie. Maar as ek gaan, sal ek hom na julle stuur. En wanneer hy kom, sal hy bewys dat die wêreld skuldig is aan sonde, en dat die reg aan my kant is, en dat die oordeel al gekom het. Ons lees tot sover. Mag die Here sy woord aan ons hart seën vanmôre. Liewe vriende, dis vandag ook die laaste Sondag voor Hervormingssondag. En in die kerk se geskiedenis is hervorming ook die groot moment waar Martin Luther en ander ontdek het dat die woord, dat Jesus Christus se redding die enigste is waarop ons kan staatmaak om gered te word. Nie plusse, goed wat ons bygesit en ons eie dinge wat ons uitdink nie. Maar dit wat die skrif vir ons leer. Genade alleen. En dis 'n ontdekking wat nogal belangrik is om te maak. En my gebed vanmôre is dat die Here ons voor die spieël van die woord sal plaas, dat ons sal diep inkyk. En dat ons net onsself sal raak sien. Kom ons vergeet so 'n oombliekie van hoe ander mense lyk en hoe ander mense lewe. Kyk net na jouself. Dink net na oor jou eie lewe. Want dit is noodsaaklik vir ons geestelike groei, dat ons 'n ontdekking sal maak wie ons is. Die manier waarop ons na ons kyk, is vir die Here belangrik, is vir ons belangrik, is vir ons groei na hom toe belangrik. En daarom moet ons vanmôre selfondersoek doen, diep in ons hart kyk. Want geestelike groei is nie maar net 'n bietjie selfverbetering nie. Ons kan verstellings maak en ons kan ons verbeter soos ons wil. Maar ons skiet altyd maar tekort. Maar wanneer ons selfinsig ontdek wie ek is, dan kan die Gees van God met my pad loop. As hy my in nederigheid bring by daardie punt waar ek net maar skuldig staan voor sy troon en nie iets het op eie prestasies om te roem nie. Dis dan wanneer die Here God met jou en my iets kan bereik. Want die beeld wat ons van onsself het is baie kere 'n oppervlakkige beeld. 'n selfverdedigende beeld. Want ons wil mos altyd beter lyk as wat ons is. Daarom kleer ons in, daarom grimeer ons, daarom kam ons hare, daarom spandeer ons soveel tyd in die gym, want ons wil goed lyk. Partykeer slaag ons nie daar nie. Maar genadiglik laat die Here ons ook kyk na onsself. Ons gaan allerlei maniere gebruik vanmôre om ons ware self bietjie weg te steek. Maar wie kan ons? Nie vir God nie. Ons is net met onsself besig. Ek is die een wat aan die kortste eind lê, as ek nie eerlik is met myself nie. En daarom moet ons nie bang wees om vanmôre voor die Here te kom staan en te sê, Here, werk deur die Heilige Gees vanmôre met my nie. Laat ek my oë voel oopgaan, my hart voel oopgaan, om die regte ding van myself te ontdek. En dis hier waar die woord ons vanmôre wil help. Hier in Lukas 18.
Want Jesus gebruik hier twee mense wat kerk toe gekom het. Wat kom aanbid het. Twee mense wat na hulle self gekyk het op verskillende maniere. En mag die Here ons help om deur die voorbeeld wat hier is, eerlik te raak. Hierdie twee mense kom kyk na hulle self en hulle kyk ook na ander mense. En daar staan in vers 9. Met die oog op mense wat seker was dat hulle saak met God reg was en op ander neergesien het, vertel Jesus dan ook hierdie gelykenis. Die eerste persoon, die Fariseer, hy kom staan daar en hy kom met 'n valse sekerheid. Hy sê, ek dank God. God, ek dank U, as hy maar net daar 'n punt gesit het. Maar toe gaan hy verder in sy gebed. Ek dank U dat ek nie soos die ander mense is nie. Met wie vergelyk hy hom? Nie met die plan wat God vir sy lewe het nie. Hy vergelyk hom met mense. Ek is daar 'n bietjie beter as Piet en Jan en Sunny en Annie. Daarom maak dit my regverdig om te leef soos ek leef. Ek dank U dat ek nie 'n dief is nie. En dan kom hy met 'n hele klomp goed, bedrieërs, egbrekers, allerlei dinge. Hy het groot dinge wat hy opnoem wat hy nie mee besig is nie, maar ek wonder baie keer of daar nie tog maar eers slang in die gras is nie. Ek is nie soos hierdie tollenaar nie, sê hy. Ek vas 2 keer in 'n week. Ek bring al my offers. Here, U moet hierdie merkies tog agter my naam afmerk waarmee ek besig is. Hy gebruik mense as die maatstaf en nie God se plan nie. Hy kyk nie waarlik in die spieël nie, en die bril waarmee hy kyk is 'n verkeerde bril. Dis baie dof en dis ook nie skoon nie. Hy sien net homself en sy eie dinge. Hy kon nie werklik sien nie, omdat hy self tevrede is. En dat hy in selfversekerdheid met hom dra. Wat glad nie pas by Jesus. Hy sê ook, hy het gedink, sy saak met die Here is reg. Wat 'n dinkfout. Hy dink, hy het God nie nodig nie. En daarom probeer hy hom adverteer. Probeer hy sy goeie hoedanigheid vir God sê, asof God dit nie weet nie. God ken ons mos lank voordat ons begin praat. Ons kan ons so vaspraat, as ons saak met hom nie reg is nie. En vandag se fariseërs is oral. In die lewe waarin ons leef, sal ons hulle oral teekom. Hulle is vroom. Hulle leef so pragtig, mooi en beskaafd, fatsoenlik. Hulle doen die regte dinge. En tog, sê Jesus, is daar 'n fout. Die tweede persoon wat Jesus hier aan ons voorhou is die tollenaar. Hy het daar eenkant gestaan. Die Bybel sê, hy het daar ver bly staan en wou selfs nie na die hemel opkyk nie. Hy het bedroef op sy bors geslaan en gesê, o God, wees my sondaar genadig. O God, wees my sondaar genadig. Dis al wat hy raak sien. Hy sien net homself raak. Hy kyk nie na wat ander mense dink nie. En as hy homself sien, dan sien hy sy verlede. Dan sien hy sy foute. Dan sien hy alles wat hy gedoen het. Hy steek dit ook nie eers vir God weg nie, want hy weet God ken dit. Al wat hy op kom aanspraak maak, is genade. O God, wees my sondaar genadig. Hy maak nie verskonings nie. Hy vergelyk hom nie met ander mense nie. Hy is bedroef oor sy verlede.
En hy kan God amper nie in die oë kyk nie, daarom kyk hy nie eens op na die hemel nie. Kom jy agter, hier is 'n man wat anders optree. En ek glo dit is die werking van die Gees van God wat die verskil bring. Wat hierdie man se lewe so verander dat hy met sy hopeloosheid net na God toe kom. Here, ek kom staan net voor U, ek verdien niks. En dan kondig Jesus hier aan. Ek sê vir julle, en as Jesus iets sê, kan ons maar luister. Ek sê vir julle, hierdie man en nie die ander een nie, het huis toe gegaan, as iemand wie se saak met God reg is. Broers en susters, dis nie hoe jy en ek in die kerk inkom nie, maar hoe ons hier uitstap, wat die saak maak. Wat het die woord met ons gedoen vanmôre? En wat doen die woord elke Sondag met ons, wanneer ons hier saam is? Gaan ons maar net weer huis toe en vergeet? Of dra ons hierdie saad van die woord saam, en onder die leiding van die Heilige Gees, gaan doen ons iets aan onsself, vat ons die hulp van God se Gees, en ons raak in staat, om 'n mens te wees na God se plan. Wat Jesus vir ons hier vanmôre wil sê is in die eerste plek, vergeet nou van ander mense. Vergeet 'n bietjie van hulle. Vergeet hoe hulle dink, en wat hulle dalk 'n opinie van jou het. Wat is God se opinie van jou? Leef jy volgens God se maatstaf? Sien ek myself soos God my sien? Of dink ek kan beter wees? Ons kan so maklik ons met ander vergelyk. En veral mense wat ons dink is 'n bietjie laer af as ons. Ek is darm nie soos hierdie ou nie. Hierdie dronkaard wat hier langs die pad lê nie. Of daai bergie nie. Daai persoon wat sy lewe opgemors het, omdat hy die kanse wat hy gehad het nie reg gebruik het nie. Ja, ons kan so goed voel oor onsself en 'n valse selfbeeld het, selftevrede raak. En die Here sê nee, dit is nie ons pad wat ons moet loop nie. Pas op daarvoor. Ons moet nie dink ons het gearriveer by die eindbestemming nie. Ons is op pad om met die Here 'n pad te loop. En as die Heilige Gees nie in beheer is, en ons help om daardie pad te gaan loop met eerlikheid en opregtheid met onsself nie, dan gaan ons misluk. Dan is al ons godsdienstoefeninge 'n mislukking. God wil vanmôre op ons hart nog iets kom druk. Hy sê, die ware toets is nie hoe ander mense van jou dink en wat jy van ander dink nie, en hoe jy teenoor hulle lyk nie, dat jy beter is as hulle nie. Die ware toets is, leef ek in gehoorsaamheid aan die Here onse God. En die tweede saak wat Jesus hier wil regstel, hy sê, kyk 'n bietjie weg van ander. Hy sê, het jy nie dalk 'n gebrekkige sonde besef nie? Dat jy soos hierdie Fariseer selftevredenheid openbaar en dink alles is reg nie, terwyl jy geestelik in groot gevaar is nie. Die Fariseërs van vandag doen ook nog so. Hulle is oral, hulle is by ons, en hulle aanbid selfs hulle eie vroomheid, en hulle oordeel ander mense oral oor. Maar dis nie wat Jesus van sy kinders vra nie. Dis nie wat hy van 'n gemeente vra wat in dankbaarheid vir hom lewe nie. Gelukkig het God in genade aan ons gedink. Want Jesus het nie net kom sterf en op aarde sy prys betaal nie. Toe sy taak voltooi is, toe vaar hy op na sy Vader toe, om vir ons gaan plek gereed maak, sê die Bybel.
Maar hy beloof vir sy kinders, sy disippels, dis tot julle voordeel dat ek weggaan. Ek sal julle nie as weeskinders agterlaat, het hy gesê. Ek gaan julle nie op julle self laat staatmaak nie. Ek gee vir julle die Gees van God. En daarom het die Heilige Gees gekom, om ons in ons midde te wees, in ons te woon, in ons harte te woon. En dis die Gees wat ons sensitief maak, vir dit wat reg is en dit wat nie reg is nie. Die Gees van God wil ons help, om so te gaan leef, dat ons ontdek, alles is genade. Wat 'n voorreg om te kan leef uit die hand van die Here. En as ons dan eerlik vanmôre is met onsself, as ons dalk vanmôre in die skoene van die tollenaar sit, dan is ons op die regte plek. Dan is dit die gesindheid wat die Here soek by aanbidders. En dan is ek daarvan oortuig dat groei sal plaasvind. Dat geestelike groei sal plaasvind en nie selfverheffing en allerhande selfdoen dinge nie. Maar die Gees van God jou lei tot al meer en meer 'n kennis van wie jy is. En anders as ek my swakhede ken, kan ek daaraan werk. Want die Heilige Gees gaan my help om 'n ander mens te word, om te groei. En al meer jubelend uit die liefde van God te leef. Nie uit die wettiese dinge nie, maar uit die liefde. Dat ek die God van liefde wat so groot sy liefde openbaar het, dat hy na ons gekom het, nooit sal vergeet. En dat ek terwyl ek in hierdie moeilike wêreld moet voortgaan, ek my oog gefokus sal hou op Jesus, die volëinder van die geloof. Dat ons hom sal sien wat kom. En as ek dan vanmôre bid dat die Gees ons oë moet oopmaak, dan is dit nie om ons skuldig te maak en ons skaam te laat bly voor die Here nie, want ons word skaam as die Gees met ons werk. Nee, ek bid dat die Here iets sal beleef van die diepe genade van God, wat hy uitgestort het oor hierdie wêreld. Die Fariseërs het dit gemis, en het huis toe gegaan, nog net soos hy was. Die tollenaar het die influistering van die Heilige Gees gehoor. Hy was oortuig van sy gebrokenheid, van sy geen verdienste voor die Here nie. Hy het gepleit, o God, wees my sondaar genadig. En broers en susters, as dit ons ingesteldheid word vanmôre as mense wat gekom het om te aanbid, en ons stap huis toe, onder die besef, ek het net genade elke oomblik nodig. God sal dit gee. Hy sal jou oorwinnaar maak. Hy sal jou help om ook te gaan uitleef dit wat hy geroep het, vir jou geroep het voor om te wees. Dan sal ons gemeente wees wat nie net fees vier en terugkyk nie, maar vorentoe kyk. Sal ons die toekoms sien met al sy uitdagings. Hoe gaan jy vandag huis toe? Ek wil jou uitdaag, gaan leef soos hierdie tollenaar. 'n dankbare mens. 'n mens wat vergifnis gesmaak het, wie se laste van hom afgeval het, en onder Jesus se kommentaar, sy saak is regtig met my reg, te kan gaan leef. Moenie 'n dinkfout maak nie. Moenie die fariseer houding openbaar nie. Kies die tollenaar. Sy gesindheid, sy liefde, sy toewyding. Die Here help ons om dit te doen. Amen. Here onse God, dankie dat U ons skille van ons oë kom wegvat. Dat U ons in die spieël laat kyk en dieper laat kyk as die oppervlakke. Dat U ons in ons harte laat kyk
En dat U wil hê dat daar 'n oorwinningslewe moet wees vir elkeen wat so na U kom soos hierdie tollenaar. Here, ons het so gekom vanmôre en U sien ons. Dankie dat U vir ons vergifnis gebied het, dat daar vrede in ons hart is, en dat daar 'n blydskap kan gaan uit ons lewe straal as ons nou gaan huis toe gaan en ander mense langs die pad vandag kry. As ons die week gaan leef, as die uitdagings dalk vir ons te groot gaan wees, dat ons dan nog altyd sal weet, U het U Gees uitgestort. Hy wyk nooit van my nie. Hy help my om oorwinnend te leef. Hy oortuig my van dit wat reg is en dit wat verkeerd is. Dankie daarvoor. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen.